Ja, dis weer goed om by mekaar te kom. En ons was 'n ruk uit mekaar uit gewees. Net om vir almal net so by mekaar te bring waar ons nou is. Wel, ons het die hele reeks gedoen van 3 video's wat julle moet probeer in die hande kry. Julle sal die skakels kry aan die einde van die video, van hierdie video, sodat julle dit in die hande kan kry. Maar ongelukkig was daar nou 'n verloop van tyd gewees waar ons mekaar gemis het. En dit kan wees dat ons kom aan die einde van daardie getuienisse en dan sit en kyk en sê, wel, waar gaan ons heen? Waarmee is ons op pad? Wat is besig om te gebeur? En ek dink, dis belangrik. Net om by herhaling weer te kom, ek is besig om met julle te gesels oor die padkaart. En weer eens, net om het te bevestig dat julle dit verstaan, ek is nie besig om vir julle te sê wat julle moet doen nie, ek probeer nie 'n nuwe lering bring nie, ek kom en ek reik uit na die wat sukkel. Daar's mense daar buite wat regtig na 'n verhouding met God soek. Hulle weet dit nie, maar al wat hulle weet is hulle het hier diep binne in hulle, en hier in hulle innerlike wese het hulle hierdie soeke. Hulle het hierdie iets, maar hulle kan dit nie definieer nie. Daardie soeke wat besig is om in ons pos te vat, is om uit te kom by die realiteit van God. Julle sal sien soos ons aangaan met hierdie huidige reeks, wat ons noem, waar is ons op pad heen? Dan sal julle hoor, dis die padkaart. Nou, stel jou voor, ek is besig met 'n padkaart af Kaap toe. Ons is nou in Johannesburg, ons staan daar, ons is besig om dit te bespreek, hoe gaan ons ry, en dis wat ons nou besig is om te doen. Maar wat ek julle wil vra, is daar met 'n keuse kom. Ons het van tevore in die ander video's ook daaroor gepraat, want een ding wat ek agtergekom het, is as jy hierdie keuse nie reg doen nie. Met die eerste keer wat jy hom vashak, gaan jy regtig skade kry. So ons almal soek 'n verhouding. Ons almal soek dan die oplossing van daai verhouding. Maar as een gevaarteken hier. Hoekom soek jy daai verhouding? Waarom soek jy daarna? Is dit die omstandighede wat druk? Ek dink veral aan die boere. Ek dink aan die land, ek dink aan die mense in die land. So my omstandighede is besig om my te forceer om te soek na 'n verhouding, want ek is eintlik, probeer ek 'n oplossing kry vir die probleem. Waarom karring ek so lank oor die keuse? Die Amerikaners in die Marines het 'n uitdrukking, lock and load. Jou wil speel 'n geweldige belangrike rol. Jy moet dit verstaan. Maar hoe kan ek dit vir jou verduidelik? Net die buitekant, Pretoria nog by die ander kant Warmbad by daai tolplaza. Is daar 'n kop, so 'n kranskop. Ek dink as jy dit soek, sal jy dit ook kry. Kyk 'n bietjie na die topografie van daai berg. Daar's 'n klipsuil wat uit die grond uitkom. Met styl rande en met 'n rand bo-op. En dan aan sy voet is die bosveld. En rondom sy voet is die bosveld so half op soos 'n koppie. En dan sak hy weer weg en dan is daar 'n gelykte. En weet jy wat? Dis waar ons Christene loop. Dis waar die kinders van God loop. Ek onthou, toe ek eendag by die berg verbyry en ek kyk daarna, toe sien ek hierdie beeld. Want ek het nie verstaan waarmee is ek besig nie. Ek het nie verstaan waarmee God in my lewe besig is nie. Maar toe besef ek, jy kan nie ondertussen die bome rondloop. Jy kan tussen die boontjies loop en daar waar die
gras groei, daar's nie 'n probleem nie. As jy daar val, dan val jy jou knie nerf af. As jy begin om teen die koppie op pad na die kraanse te loop, dan kan jy 'n bietjie seerder kry, dis bietjie steiler, maar dis nog nie 'n probleem nie, want dis nog nie 'n saak van lewe en dood nie. En dan kom jy by die steilte uit. Jy weet, daar's iets bo op daai berg. Jy weet, daar's iets bo op daai kop. Wil jy gaan kyk? Wil jy gaan sien wat daar is? Toe besef ek, dis waar jy die toue uitgooi. Dis waar jy die toue uitgooi en dis waar jy jou hakke in die rots inslaan. En begin om teen die steilte uit te klim, om te sien wat's bo op die berg. En dit is wat besig is om in ons harte vorm om te neem. Dis wat besig is om net stadig op te kom. Maar weet net een ding. As jy daardie sleutels en daardie hakke nie in die berg in vaskap nie, gaan jy jou doodval. Jy sal val en jy sal nie weer sommer herstel nie. Jou keuse, die keuse en die besluit wat jy maak, is vasgevang in dit. Is uiteindelik vasgevang in waar jy loop. Die belangrike punt is, wanneer ek die keuse wil maak, moet ek verstaan, maar waarom is hierdie keuse so belangrik? Hierdie keuse is uiters belangrik. Want het gaan oor een enkele ding. Waar leef ek? Waar is ek besig om te leef? Wel, die maklikste manier om dit vir jou te verduidelik, is ons kyk na die wêreld om ons. Die wêreld om ons is dit wat ons met ons 5 sintuie kan optel, dit wat ons met ons 5 sintuie kan voel en sien en ruik. Is dit besig om jou lewe te reël? Is dit besig om jou lewe te beheers? Ek verwys daarna as werklikheid. Dan sê jy vir my, nee, maar dis die realiteit. Dan sê ek, nee, dis glad nie realiteit nie. Want daar's 'n ander wêreld rondom jou, my broer. Daar's 'n onsigbare wêreld wat rondom jou beweeg. En daardie wêreld is die geesteswêreld. En die geesteswêreld is 'n realiteit. Hoekom sê ek so? Waarom is my benadering dit? As jy kyk na die werk van Dr. Eben Alexander oor hierdie onderwerp, nou hy is nie 'n Christen nie. Ek dink op die stadium toe hy die boek geskryf het in 'n ontmoeting, sy ontmoeting gehad het met die geesteswêreld, was hy eintlik 'n halwe ateïs. Daar's 'n geesteswêreld. Jy kan dit aanvaar. En daardie geesteswêreld is eintlik die realiteit. Dis waar ons Jesus aantref. Dis waar ons God die Vader aantref. Dis waar ons die demone aantref. Dit is waar jy jou oë oopmaak die dag as jy sterf. En vir 'n party van ons is dit 'n pynlike deurgang na daardie wêreld toe en vir ander is dit 'n asemteug. Ek vra vir u, wat beheers jou wêreld? Want die belangrike ding wat jy moet verstaan, is die omstandighede is vasgegryp in werklikheid. So wat bepaal jou keuses? Wat bepaal waar jy loop? Werklikheid of realiteit? Nou moet ons besluit. Wat is eintlik besig om met ons te gebeur? Weet julle wat? Ek lees vanmôre 'n skrifgedeelte en ek kyk daarna. En ek wil dit graag met julle deel soos ons in die loop van tyd hier afgaan. Ons is eintlik besig om die Here te dien. Ek kan nou net in my ervaring praat van die Afrikaner as sulks.
Want ek het baie met die Afrikaner nasie te doen. Maar, ek wil vir julle sê, hier is 'n probleem. Wat is daardie probleem? Die probleem lê in waar ons oog gerig is. Is ons oog gerig op werklikheid? Of is ons oog gerig op die realiteit? As ons oog gerig is op die realiteit, dan gaan ons lewe. En ons gaan lewe hê. Maar weet julle wat? Dit is belangrik dat ons kyk daarna en dat ons oorweging gee. En ek wil jou so 'n oomblik gee wanneer ons oorstap na die volgende gedeelte. Sit 'n bietjie en dink. Wat is daar in jou hart? Realiteit? Werklikheid. Want dit gaan 'n baie belangrike keuse raak. Tot ons mekaar weer sien. Dink oor die keuse. Oh, thirsty, and oh, are we? Come to the fountain, dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow